is oor 'n lewe van oorvloed. Wat sê die woord? Wat is 'n sleutel tot lewe van oorvloed? En die Bybel sê 1 sit 1000 tot vlug, maar 2 sit 10.000 tot vlug. So wanneer my vrou hier langs my staan, dan raak dinge gevaarlik. Verstaan julle hoe dit werk? Alright. Ek gaan sommer net vir bid daar ontvang. As jy gemaklik is, wil ek jy met jou hande uitsteek na haar toe. Papa Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die goedentierheid en die goedhartigheid vir 1000 generasies soos wat die woord sê. Vader, my gebed is dat ons harte vanoggend ontvanklik sal wees vir die woord. Dankie dat ek vir my vrou en Zel kan bid en Vader, dankie dat ek weet dat U ons sal help om hierdie oomblik getrou te bestuur, Vader, want ons weet dis deur U genade, maar dis tot U eer. Dankie vir die woord wat U in haar hart geplaas het. Ons seën haar vanoggend en ons ontvang haar in Jesus naam. Amen. En amen. Mag ons in die kerk soen. Ons mag in die kerk sien. As jy aanlyn is vanoggend en jy sit langs jou vrou, gee vir ons soen. As jy langs jou vrou sit hier vanoggend, asseblief gee ons soen. As jy langs 'n ander vrou sit, maak seker sy het nie 'n ring aan nie. Kyk. Amen. Goeiemôre, hallo kerk. 'n Wyse man het eendag gesê ons sê nie môre nie, want môre kom nog. So hallo kerk. Ek hoop dit gaan goed met julle vanoggend, want dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om vandag met julle die woord te kan bedien. En ek gaan met ietsie begin vanoggend. My man weet dit nie. My man weet alles van my. Alles. So as ek iets wil wegsteek, dan voel dit vir my of ek laste op my skouers dra. Ek het eendag het ek iets gedoen en ek het vir Here gesê, kan ons hierdie uitsorteer? Kan ek en hy dit uitsorteer en dan kan ons aanbeweeg. En dit was vir my so moeilik om nie met hom te kon praat nie. En daarom het ek daai dag besluit, ek gaan met hom alles deel wat op my hart is, want ons is nie geroep om laste te dra nie. Veral nie dit wat ons kies nie. Vandag is 9 Maart en my liewe man het my vandag 18 jaar terug gevra om sy meisie te wees. En dit is vir my amazing dat dit vandag op die dag is wat ek en hy saam bedien. En hoekom ek dit met julle deel, is die van julle wat nie weet nie, is hy was nog ons 'n chaos mens toe ek hom ontmoet het. Hy was crazy. Hy het vreemd gelyk, sy hare was wit en swart. Maar ons sal eendag daai testimonie met julle deel. En ek is vandag ewig dankbaar vir 'n God wat ons dien. Want ek weet, soos wat hy voor my sit, is hy 'n absolute wonderwerk. En daarmee wil ek begin om vir jou te vra vanoggend is, kan jy sien wat God sien? In omstandighede, dinge van die lewe, kan ons nie altyd sien soos God sien nie. In daai oomblik het baie mense vir my en hom gesê, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Maar ons weet in ons harte, ons het vasgeklou, al het ons Jesus nie so geken soos wat ons vandag doen nie. Want hy het 'n plan. Hy het 'n plan oor jou lewe en oor my lewe. En jy sien baie keer, dan kom ons op 'n plek wat ons soek na iets. Ons het so baie planne vir ons huwelik, vir ons werk, vir dit wat ons wil bereik. En die Here kom vanoggend in Spreuke 19 vers 21, sê hy vir ons, 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Ons hardloop so van een rigting na 'n ander rigting ten soeke na iets wat vir ons kan vrede bring. Iets wat vir ons kan sê, okay, ons is in die regte rigting op pad. Spreuke 29 vers 18 sê, wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. Daai wil is visie. Wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die visie van God nie, verloor hulle koers. As hulle leef volgens sy wet, is hulle gelukkig. Kom ons bid saam. Dankie Papa Vader vir 'n ongelooflike groot voorreg om voor u kinders te kan staan. Help my om elke oomblik wat ek hier staan ten volle te gebruik vir u glorie en u koninkryk. Vader, my gebed vanoggend is dat elke persoon hier sal uitstap en sal weet dat hulle kan sien wat God sien. Want u is ons voorsiener, ons is nie die stert nie.
Vader, maar U roep ons eerste. Dankie dat U ons ken by ons naam. En ons bid dit alles in Jesus naam. En almal wat lief is vir Jesus sê, amen. Ek het graag uit hierdie, dat ons voel partykeer, ons weet nie waarheen ons op pad is nie. Ons kan nie noodwendig sien wat God vir my en jou sien nie. Is daar 3 punte wat ek met jou wil aanraak vanoggend, wat ek glo in my hart, ons partykeer keer om te kan sien soos God sien. Ek wil 'n rukkie stil staan by punt nommer 1 en dit is identiteit. Vir 'n lang tyd in my eie lewe het ek gesukkel. Nie omdat iemand iets vir my gesê het nie, nie omdat ek in 'n slegte huis groot geword het nie, omdat ek so graag die aanvaarding by mense gesoek het, dat ek God verloor het in my prentjie. Ons probeer so om seker te maak dat almal van ons hou, en seker te maak dat dit wat ons doen, kry ons erkenning by mense, dat ons vergeet wie ons is. Waarop ons fondasie bou, kerk, gee vir ons identiteit. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het vir ons, sodat ons daarin kan wandel. Jy is geskape in Christus Jesus. Kan jy dit saam met my glo vanoggend? Dat jou identiteit is nie in die wêreld nie. Jou soeke is nie in die wêreld nie, want die woord sê ons is dalk in hierdie wêreld, maar ons is verseker nie deel van hierdie wêreld nie. God het jou met 'n plan in gedagte geskape. Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n toekoms en 'n hoop te gee. Hy kom en hy maak 'n belofte dat hy vir ons 'n toekoms en hoop gee. Moenie jou hoop verloor nie. Moenie op 'n plek kom wat jy voel jy's 'n mislukking en nou staan nie meer hoop nie, want God is my en jou hoop. God het jou met 'n doel geskape. Hy het nie ewe skielik een oggend wakker geword en gedink, ek moet vir Eckhart maak nie. Hy het jou gekies nog voor die grondlegging van hierdie aarde. Het hy met jou en met my 'n plan. Jy, kerk, en ek is nie 'n weeskind nie. Ons is 'n erfgenaam. God se woord sê vir ons dat ons is erfgename in hom. Romeine 8:17 sê, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ek en jy is 'n kind van God. Ons is 'n erfgenaam. Dan gaan dit verder en ons sê, dit sê, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook 'n deel hê aan sy heerlikheid. Jesus sê vir ons, moenie bekommer wanneer die wêreld julle verwerp nie. Hulle het my reeds verwerp. Ons is saam met hom in hierdie lyding, en daarom omdat ons saam met hom in hierdie lyding is, gaan ons ook deel hê in sy heerlikheid. Maar kan jy vanoggend saam met my staan en sê, ek is met 'n doel geskape. Ek is nie 'n weeskind nie, maar ek is 'n erfgenaam. Jy's reeds gekies. Jy's reeds geliefd. Nie op grond van jou goeie werke en my goeie werke nie, maar op grond van wie ons Vader is. En kan jy dit saam met my glo vanoggend? God ken jou naam en jy is syne. Hy ken elke haar op jou kop. Hy het dit getel. Kerk, ek wil vanoggend vir jou vra, hoeveel te meer as hy vir die voël sal sorg, hoeveel te meer gaan hy vir my en jou kyk. As ons vanoggend kan sê, my identiteit is in Christus. Jesaja 43 vers 1 sê, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep en jy behoort aan my. Jy behoort aan my. Jy is nie verlore nie. Jy is nie onbelangrik nie. Jy is nie ongeliefd nie. Maar jy het 'n naam. En jou naam is geskryf in die boek van die ewige lewe. Jy is in Jesus. So identiteit. Ons het 'n doel.
Jy is by jou naam geroep. Jy is nie 'n weeskind nie, kerk, maar jy is 'n erfgenaam. Punt nommer 2, waarna ek wil raak vinnig, is fokus. Wat ons sien, word bepaal waarop ons fokus. Matteus 14 vers 30 sê, maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword en begin sink. Hy het uitgeroep, Here, red my. Petrus was in die skuit en Jesus het vir hom gesê, loop op die water. Toe hy op Jesus gefokus het, het 'n wonderwerk gebeur. Toe hy sy fokus afhaal van Jesus af en fokus op die storm, toe is hy bang en hy sink. En my vraag vanoggend vir jou is, na wat kyk jy? Die lewe kom met storms, dit kom met draaie, maar niks in Petrus se oomblik het verander nie. Jesus was nie weg nie, die storm was nog die hele tyd daar, maar Petrus het besluit om sy fokus af te haal. Nee, sien, as ek baie lank op die rekenaar werk, dan lyk die hele skerm vir my geblur. Dan het ek nodig om my bril op te sit, om beter te kan sien. En ek wil vanoggend vir jou aanmoedig en vir jou vra, deur watter lense kyk jy? Waarop fokus jy? Wanneer jy God soek, fokus jy op menslike opinies? Fokus jy op omstandighede? Fokus jy op wat is dit wat jy fokus? Want God het 'n belofte vir my en jou, om boontoe te kyk. Ons is geroep, kerk, om eers die koninkryk te soek. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk en al hierdie dinge wat ons soek, sal vir ons gegee word. Al hierdie dinge sal vir ons gegee word. Kolossense 3 vers 2 sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo en nie dit wat op die aarde is nie. Vir julle vinnig 'n storie vertel. My liewe lawwe dogtertjie wat hier rondhardloop met haar blou oë en haar blonde hare en met almal 'n geselsie wil aanknoop. Sy is gebore op 31 weke. Dit was vir ons 'n verskriklike tyd waardeur ons was. En my seentjie was 20 maande. En eendag was alles nog oukei en die volgende dag het die dokter gesê, dis tyd dat jou dogtertjie gebore word. Ons het niks gehad nie. Ons het nie 'n doekesak reg gehad nie, ons het niks gehad nie. En ek onthou, toe ek in die hospitaal lê en hulle vir my sê, Ansel, ons weet nie wat ons gaan kry met die geboorte nie. Het ek koud geword vir 'n oomblik, want ons weet nie wat ons gaan verwag nie. Jy het hierdie droom en hierdie plan vir 37 tot 40 weke, en dan ewe skielik gebeur iets wat ons nie verwag nie. En terwyl sy vir baie lank in NICU was ons vir 41 dae elke dag hospitaal toe en terug, dan sit agtertoe en dan sit vorentoe. En ek onthou dat die Here het een ding vir my geleer. Moenie bekommer oor môre nie. Moenie bekommer oor môre nie. Vandag sorg vir homself. Ek is in jou gister, vandag en in jou môre. Fokus op my. Deur baie trane en baie dinge, want ons bly vleeslik, het die Here gekom en vir ons krag gegee om hierdie deur te maak. En vandag loop sy hier 'n absolute wonderwerk, waarvoor ons God ewig dankbaar is. Hoekom ek dit vir jou vertel is, moenie bekommer oor môre nie. Fokus op vandag. Wees bly vir dit wat God vandag in jou hande geplaas het. Ek wil afsluit met die laaste punt. Groei. Ek is verskriklik lief vir bome plant of nuwe plante doen en kwekery toe te gaan op 'n Saterdag maak vir my verskriklik opgewonde in my hart. Nou weet julle, ek wil 'n groot boom hê. Maar nou kan ek nie die groot bome hê nie, want ons het nie plek om te plant nie, maar Ansel wil vir hom hê, so wat doen ek? Ek koop 'n pot, dan plant ek vir hom daarin en dan keer ek sy groei. En dit is wat ek en jy partykeer doen. Die Here het vir ons so baie planne en so baie dinge wat hy vir my en jou wil gee, maar ons plant onsself in 'n pot en ons keer om God te sien sodat ons kan groei.
Jy het nodig om jou volle potensiaal te bereik. Die woord sê vir ons dat sy woord nie kan leeg terugkeer nie. Jy is hier met 'n plan en met 'n doel. Kan ek en jy vanoggend kies om ons potte te breek? 'n Pot van vrees? Kan ons besluit in ons harte vandag dat ons wil Jesus volg. Ons wil Jesus wees vir 'n nasie daar buite. Kan ons Jesus se hande en voete wees? Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê, maar gelukkig is die mens wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Gelukkig is die mens wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Hulle is soos bome wat langs riviere staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare brei groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie. En ek wil jou aanmoedig vanoggend ten spyte van jou omstandighede, as ons vanoggend kies en sê, hierdie pot gaan ek breek, maar ek gaan toelaat dat ek langs waterstrome geplant is, sodat ek baie vrugte sal dra, my wortels diep gewortel is, dat ek die water kan kry van die ewige lewe, dan gaan jy nooit hoef te worry nie, nie wanneer daar droogte is nie, en ook nie wanneer daar oorvloed is nie. En ek wil vanoggend vir my man vra om op te kom, terwyl ek vir julle die laaste skrifvers gee. Matteus 19 vers 26 sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Ek wil jou los met 3 punte, dat jy sal onthou, kerk, jou identiteit is in hom, jy het 'n doel, jy is nie 'n weeskind nie. Hy ken jou op jou naam. Kan ons fokus op Jesus hou, in moeilike tye, in goeie tye. En laastens, gaan jy saam met my vanoggend kies om jou pot te breek, dat Jesus kan kom en vir ons gee wat ons potensiaal is. Amen. Amen. Kan ons vir 'n lekker hande klap gee? Kom ons gee vir nog 'n hande klap. Ek wil aansluit by wat ons self vanoggend gesê het, en ek dink die vraag wat ek aan jou wil vra is, wat moet ek en jy doen om te kan sien soos wat God sien? Hoe kom ons by die 3 punte van identiteit, van fokus en van groei? En ek weet nie of jy al ooit in die wildtuin was nie. As jy in die wildtuin was, steek vinnig jou hand op as jy al ooit in die wildtuin was. Jy al gesien in die wildtuin wat gebeur is jy ry en iewes skielik staan nou al hierdie karre bymekaar. En jy weet, hier's iets, maar jy weet nie waar daar is nie, want jy kan nie sien nie. En dan begin jy mense in die karre sien, en hierdie een probeer oor die venster uit sy kop, en hierdie een probeer skuif, en daai kant te skuif, en as jy 'n boetie gehad het of 'n sussie, dan word dit 'n vuisgeveg, want almal wil sien, en almal is besig om rond te skuif. En partykeer moet ek en jy besef, vir ons om te kan sien, moet ons herposisioneer. Vir ons om te kan sien, moet ons belyn. Sien my skoonpa nie af van as ek dit sê nie, maar hy is altyd lui om sy bril te gaan haal, en dan wil hy vir my iets wys, en dan as hy sy telefoon optel, dan doen hy dit. Ken julle dit? Okay. En dan kry ek so diep plek hier binne, en my beerd kom, eendag. Maar die realiteit is, hy is besig om dit waarna hy kyk te skuif, hy is besig om te posisioneer, sodat hy beter kan sien. Markus 8, vers 23 tot 25 sê die volgende. Dit sê hy die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. En toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë getip en gesê, ek sien mense iets soos bome. Ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en alles was reg. Hy het alles duidelik gesien. Sien, Jesus raak aan die persoon en Jesus vra vir hom, kan jy sien? En hy sê, ja, ek sien iets soos bome, mense soos bome. Hy kan sien, maar hy kan nie heeltemal sien nie. En verlang het ek met hierdie skrif van my hart geworstel en sê, maar as die Here ons aanraak, wil God dit nie nodig ons 2 keer aanraak om te kan sien nie.
Wanneer God ons aanraak, sien ons. Maar daar is iets spesiaal wat gebeur in hierdie skrif, opbou tot iets uniek en iets spesifiek. En ek gaan dit vinnig met jou deel. En in die tweede keer toe Jesus aan hom raak, toe sien hy duidelik. Sien Markus 1:14 vers 15, dit gaan nie op die skrif wees, sê, nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Johannes was in die tronk, Jesus het gegaan om die evangelie te verkondig. En dit sê, en hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo in die evangelie. Ons sien Johannes in die tronk. Ons is nou in Markus 8 gewees, omtrent die helfte van die boek. Markus is besig om te skryf. Markus was voor Matteus geskryf en ons gaan nou vandag in dit raak, maar Markus skryf hierdie en daar's 'n rede hoekom hy spesifiek hierdie storie hier uitwys. En Matteus 11:2-6 sê vir ons hoekom. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? So Johannes is in die tronk, hy het tyd saam Jesus spandeer en vir 'n oomblik begin hy twyfel. Vir 'n oomblik in sy situasie skryf hy en sê, hoorie, maar is u die een of moet ons 'n ander een verwag? Kyk wat doen Jesus na Markus 8 en na hierdie man genees. En Jesus antwoord hulle. Hy gaan hulle terugstuur na Johannes toe, okay? Soos wat jy jou kinders in die huis op en af stuur na mekaar toe as hulle boodskappe aandra. Jesus stuur hulle terug en Jesus sê die volgende. Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en wat julle sien. Gaan vertel vir Johannes, blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elke een wat nie aan my begin twyfel nie. Jesus bring hierdie genesing vir twee redes. Een, om vir ons te sê dat hy Jesus is, dat hy die Messiah is en dat hy gekom het en God hom gestuur het. En twee, geestelik, om sy disippels se oë oop te maak vir dit wat kom. Die tweede aanraking praat van 'n geestelike aanraking wat plaasvind. En hier is die ding. Markus 8:29 net na dit sê dit, maar julle vra vir hulle, wie is ek? Sê julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom, u is die Christus. Direk na hierdie wonderwerk stuur Jesus hulle terug na Johannes toe. Gaan deel van wat gebeur het daar. En hier kom Petrus en daar's 'n openbaring. Sy geestelike oë gaan oop. Hy spandeer tyd saam met Jesus, maar in hierdie oomblik, na hy dit gesien het, na daar 'n tweede aanraking was, antwoord Petrus die volgende. En Petrus antwoord hom, u is die Christus. En wanneer ek en jy belyn, en wanneer ons geestelik sien, soos wat God sien, wanneer ons sien wat God oor ons lewe sien, wanneer ons kies om die potte te breek, om te doen wat God wil hê ons moet doen, om te sien soos wat God sien, dan gebeur die volgende. En Paulus sê dit so mooi in die boek van Efesiërs. Paulus gee vir ons insig tot geestelike sig. Efesiërs is eintlik my spesiale boek vir twee redes. Een, dis 6 hoofstukke, dit word in die middel afgedeel. Party teoloë praat van sit, staan en loop. Maar in die eerste gedeelte van Efesiërs skryf Paulus oor my en jou posisie in Christus. Met ander woorde, ons hemelse roeping. Hy sê ons sit in hemelse plek. Hy skryf oor ons roeping, ons posisie in Christus. En die tweede 3 hoofstukke praat hy oor die beoefening, met ander woorde, die uitwerking van daai posisie. Met ander woorde, as ons in Christus Jesus is, 1, hoe lyk dit? En 2, hoe lyk dit op die aarde wanneer ek en jy in Jesus Christus is? En Paulus se brief aan die kerk van Efese van die Efesiërs is vir my mooi vir 2 redes. 1, Paulus skryf nie om foute in die kerk te korrigeer nie. Hierdie sendbrief aan die Efesiërs is nie om vir hulle te sê wat hulle verkeerd gedoen het nie. Hy skryf nie om hulle te korrigeer nie. Paulus skryf effektief met 'n vrye hand om die krag van die evangelie te verkondig. Om te sê, maar as ons in Jesus Christus is, hoe lyk dit? En hoe lyk dit wanneer ons dan hier op die aarde is? En hy sê in Efesiërs 1 vers 18, sê hy, ek bid dat julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou. Hy sê ek wil julle geestesoë moet verhelder, sodat julle weet wat hoop sy roep inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het.
Daar's 'n erfenis vir my en jou, 'n plan wat God vir my en jou bestem het. En Paulus sê, maar kan ons oë verhelder word sodat ons kan sien en weet daar's 'n hoop. Ek weet nie of julle in Suid-Afrika lewe nie. Ek verneem julle doen want ons is almal hier en ons is nou weer in wat hulle noem beerdkrag. Nou voor daar solar was, het beerdkrag min of meer so gelyk in my huis. OK. Ons gaan op die app en dan kyk sy wanneer is al beerdkrag. Vanaand het ons al vergeet van die app. Ons is in die huis en ewe skielik dan hoor ek of Ruben of Alana, "Papa! Papa!" Van sal sê, Eckhart. Hier is die realiteit julle. Sodra ek en jy ons vermoë verloor om te sien, erf ons die vermoë om te benodig. Sodra ek en jy ons vermoë verloor om te sien, erf ons die vermoë om te benodig. Wanneer ons kyk na die geestelike en die fisies van dit, 'n persoon wat blind is, het 'n gids nodig. 'n Persoon wat blind is, moet gelei word. En wanneer ek in hierdie storie dink, dan besef ek, wanneer ek en jy kies om nie te sien soos wat God sien nie, dan begin ons benodig. Dan begin ons in hierdie groef inbeweeg van die wêreld, die wêreld se opinies en wat die wêreld wil doen en wat die wêreld wil sê. En ek wil jou aanmoedig vanoggend, na die woord wat jy gehoor het, om te weet dat dit God se hart vir my en jou is om te sien soos wat hy sien. Sodat ons kan weet daar's 'n hoop. Sodat ons harte verhelder kan wees in hierdie tyd. Ek gaan afsluit vanoggend. Ek wil vinnig vir jou skrif lees. Johannes 14:22-23 sê, Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat U aan ons geopenbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom woon. En wat Jesus eintlik hier sê, is die volgende: gehoorsaamheid is die sleutel tot die volle seën van die Heilige Gees. Die kernwoord in die woord geboorte, nuwe geboorte, is die woord glo. Vir my en jou om nuut gebore te word, moet ons glo. Die kernwoord daar is glo. Die kernwoord in die volheid is die woord gehoorsaam. Met ander woorde, die volheid van die Heilige Gees, gehoorsaamheid. Die vraag vanoggend is, kan ek en jy kies om gehoorsaam te wees aan die woord van God, sodat ons kan sien soos wat God sien. Sodat ek en jy kan weet dat God 'n plan oor ons lewens het. Dat God ons lief het. Miles Monroe het geskryf, when purpose is misunderstood, abuse is inevitable. My en jou doel op hierdie aarde sal ons volle potensiaal verrys. En as ek en jy nie ons volle potensiaal bereik nie, sal ons nooit primêr effektief die doel vervul nie. My en jou doel sal ons volle potensiaal verrys. En ek wil dit vanoggend by jou los. Die Here praat met Joshua. En die Here sê vir hom, wees sterk en wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Sê Joshua, wees sterk en wees vasberade. Die Here het reeds vir Joshua oorwinning gegee. God het nie vir Joshua gesê, wees langer, wees maarder, wees mooier, wees slimmer, wees vriendeliker nie. God het vir Joshua gesê, vir jou om te erf, waar ek reeds oorwinning geneem het, is dit. Wees volmoed, wees vasberade. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om dit te wees. Vasberade, wees sterk. God het 'n plan oor jou lewe. En dis God se hart om te sien dat jy jou potensiaal bereik. Dis God se hart en wil om te sien dat ek en jy belyn met die roep oor ons lewe.
Ek wil afsluit. En ek wil 4 punte by jou los. 1. Ons is geroep om ons volle potensiaal in Christus te leef. 2. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om in geloof te beweeg, om vasberade te wees. 3. Goddelike belyning bring geestelike sig en bo-natuurlike versnelling. En 4. Ons moet ons fokus vertrou op God plaas en nie op wêreldse metodes nie. En ek en jy moet vanoggend kies om die potte te breek, sodat God in ons en deur ons. Die woord sê, sy oor is nie te swaar om jou te hoor nie, en sy hand is nie te kort om jou te red nie. En dis sy hart vir jou. En ek wil hierdie oomblik vra dat jy jou oë sal toemaak, dat jy jou kop sal buig. Miskien is jy hier vanoggend en jy het nog nooit die voorreg gehad om te kan sê, Here, maar ek wil U aanneem nie. Miskien het jy nog nooit die voorreg gehad om die woord te hoor of om te weet dat Jesus se plan oor jou lewe het. En dat dit sy hart is vir jou om jou potensiaal te bereik nie. En as dit jy is vanoggend, as jy vanoggend hier is en jy sê, ek kies Jesus, dan wil ek vra elke oog toe, dat jy vinnig jou hand sal opsteek. Baie dankie. Dankie vir daai hande. Ek wil jy moet weet dat die woord sê dat God is gees en God is almagtig en God is liefde. En God het jou lief en hy wil jy moet sy kind wees. En ek gaan vra dat ons as 'n kerk vanoggend saam bid vir die wat hulle hande opgesteek het. Ons gaan hulle ondersteun en ons gaan saam hulle bid. En ek wil hê julle moet hardop hierdie gebed saam met my bid vanoggend. Sê ek glo dat Jesus die seun van God is. Ek glo dat hy gesterf het om vir die straf van my sondes te betaal. Ek glo dat hy opgestaan het. Sê Jesus, ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak. Ek kies dat U my verlosser sal wees. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Jy weet wie jy is wat jou hand opgesteek het. Ek wil jou asseblief verwys na ons ek kies Jesus skakel. Dis nie om jou op 'n WhatsApp groep te sit nie. Dis sodat ons vir jou kan bid op jou naam en dat ons jou kan help met die volgende stappe. Waar raak jy betrokke? Hoe belyn jy? En hoe sien ons wat God sien? So ek wil jou asseblief vra om 'n skakel in te vul. En dan wil ek die volgende vir jou sê. Jy sal nooit in jou lewe weer 'n beter besluit neem as die besluit wat jy vanoggend geneem het nie. Daar is nie 'n beter besluit in hierdie wêreld as om te besluit ek kies Jesus nie. So op daai noot, voor ons offergawe opneem en laaste lied sing, kom ons gee vir nog 'n lekker hande klap. Ek gaan 'n vinnige beginsel met jou deel. Ons gaan 'n offergawe opneem en dan wil ek jou nooi om saam met ons te staan in 'n laaste lied van aanbidding. In 1 Kronieke 2:29 lees ons oor Dawid wat materiaal versamel om die tempel van God te bou. Hy versamel alles, maar hy bou nie die tempel nie, hy versamel dit vir die volgende generasie. En so ek hierdie skrif lees, was ek gekonfronteer in my hart. Want partykeer wil ons graag die vrug sien van dit wat ons doen. Ek het ook gewonder, Here, ek wonder hoe sou my hart gelyk het as ek Dawid was. Ek wonder hoe sou ek reageer as U my gevra het om alles bymekaar te sit sodat die volgende generasie die tempel kan bou. En dit het my gekonfronteer diep in my hart. En ek moes stil sit by die Here en besef dat God is 'n God van ewigheid, God is 'n God van generasies. God se plan stop nie by my en jou nie. God gebruik ons tot eer en verheerliking van sy naam.
Wanneer ons volgens koninkryksbeginsels leef, bring dit 'n vloei van seën, nie net oor ons nie, maar oor die volgende generasies. En ek wil afsluit met die. Wanneer ons nie verantwoordelik omgaan met dit wat God in ons toevertrou nie, verloor ons die vrug daarvan. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid in hierdie seisoen om verantwoordelik om te gaan met dit wat God in ons toevertrou. Al is dit om die materiaal bymekaar te maak vir die volgende generasie. Amen. Ons gaan 'n offergawe opneem en ek gaan vra dat jy asseblief saam met ons sal staan vir 'n laaste lied van aanbidding. Ek wil dan net vir ons aanlyn gehoor tot sien sê vanoggend en my gebed is dat die Heilige Gees die naprediker vir hierdie woord sal wees. Amen.